Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se erediens. Dis altyd vir my so lekker voorreg om so saam met julle in die teenwoordigheid van die Here tyd te spandeer. Kom ons ontvang ook vandag die seën van die Here. God sê, laat almal oor die hele wêreld na my toe kom, dat ek julle kan bevry. Daar is mos nie 'n ander God wat dit vir julle kan doen nie. Die goedheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Verlosser is ook vandag by jou. Amen. Hoe wonderlik dat ons weet dat God so 'n genadige God is, dat hy ons altyd na hom toe nooi. Dis hy wat ons inderdaad wil verlos. En vandag word ons weer herinner daaraan wanneer ons hierdie woorde hoor waarmee God ons gegroet het. Maar dan kyk ons terug na die week wat verby is en ons besef dat ons nie altyd volgens die wil van die Here opgetree het nie. En ons kan hierdie skuld saam met ons dra, of ons kan na God toe gaan en vir hom sê, hier is ek Here, met my skuld, met al my foute, en ek vra vir u, help u my, gee my raad, hoe kan ek dinge anders te doen? En dan wanneer ons met opregte oorgawe en erkentenis en met die wil om ook verantwoordbaar gehou te word na hom toe gaan, dan sal hy ook na ons luister en vir ons begenadig. Kom ons gebruik vandag dan ook hierdie geleentheid om ons skuld voor die Here te bely. Kom ons raak net vir so 'n oomblik stil in skuldbelydenis. Here, dankie dat u ons groet met u groot genade en dat u ons uitnooi om deel te wees van u koninkryk. En vandag wil ons vra, Heer, dat u genade en liefde oor ons sal spoel. Wil u gee, Heer, dat ons vandag in u teenwoordigheid net vrede kan beleef. Waar ons vandag ook ons skuld bely het, vra ons, Here, hoor tog vir ons sondaarmense aan. En wil u gee, Heer, dat ons as klein en nietige mense in u teenwoordigheid sal leer om anders te leef. Want ons kan maar net van u af leer. En ons wil graag doen wat u doen, Heer. Ons wil graag leef wat u leef. Daarom het ons vir Christus so nodig in ons lewe. En het ons die Gees nodig om elke dag die woorde van die skrif elke dag weer opnuut in ons harte te kom lê en ons van die waarheid daarvan te oortuig, Heer. En ons vra, Heer, dat hierdie vandag so 'n geleentheid sal wees, waar ons u kan ontmoet, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ek wil vandag sommer met so 'n bietjie van 'n illustrasie begin, net om ons so 'n bietjie te help om iets te verstaan van God se genade. En dan gaan ons bietjie meer daarop uitbrei deur veral te kyk na Romeine 9 van vers 14 tot 33. Voordat ons uit hierdie skrifgedeelte lees, gaan ons eers net hierdie illustrasie doen. Verbeel jou dat God se koninkryk is soos 'n groot boks. En op hierdie boks staan daar die koninkryk van God. Maar binne-in is daar 'n klein boksie wat dan die ou Israel verteenwoordig. Nou ek kan nou nie in 'n video waar ek so met julle sit en kommunikeer regtig so 'n groot boks vir julle wys nie, en daarom het ek 'n vierhoutjie boks gebring. En binne in hierdie vierhoutjie boks is daar 'n klomp vierhoutjies, maar een van hulle verteenwoordig Israel. En in hierdie boksie is alles saam met al die ander, ander mense, al die ander volke van reg oor die wêreld, deel van God se koninkryk, waar hulle God se koninkryk aanneem. En die vraag is eintlik, hoe word ons deel van hierdie koninkryk? Hoe word ons as individu, as volkere, deel van hierdie klomp vierhoutjies wat in hierdie boksie is en deel vorm van die koninkryk van God? Want as ons nou hierdie groot boks hier gehad het, dan sou ek vandag in daai boks 'n klomp prente gehad het. En hierdie prente sou elkeen
iets verteenwoordig van mense van reg oor die wêreld. Mense van Iran wat deel vorm van die Christendom. Mense van Uganda. Mense van Irak. Christene wat ook daar hulle geloof in Jesus Christus bely. Mense van China wat onder vervolging staan en nogtans hulle geloof bely. Christene wat in Italië leef. Christene wat van Griekeland afkom. Mense wat ook in Turkye hulle geloof uitleef as Christene. Mense van Palestina, spesifiek mense van Gaza wat ook Christene is. Mense van Amerika wat saam die Here loof en prys. Mense van Suid-Afrika, van verskillende tale en kulture wat saam die Here loof en prys. Van oral oor die wêreld vorm ons almal saam die koninkryk van God. Ons het baie keer die idee in ons kop dat ons alleen die koninkryk van God is, maar of dat ons gemeente alleen die ware kerk is en so, en dat ons eintlik die volle waarheid van die evangelie het. Maar eintlik is die koninkryk veel groter as dit. En die vraag bly, hoe word ons dan nou deel van hierdie koninkryk van God? En kom ons gaan so 'n bietjie kyk na wat Romeine 9 van vers 14 tot 33 vandag vir ons sê. Want Paulus sit hier met 'n gemeente in Rome wat baie verdeeld is onder mekaar. So in die tyd wat Claudius regeer het, was daar 'n tyd wat hy die Jode uit Rome uitgejaag het, en vir 5 jaar kon hulle nie terugkeer na Rome nie. Maar na daardie tyd, dan laat hy hulle weer terugkom. En wanneer hierdie Joodse Christene terugkom in Rome, het hierdie Christelike kerk totaal en al verander. Want hulle volg nie meer die gebruike van die Torah soos wat hulle gedink het dit moet nie. Hulle het nie hulle self laat besny nie, hulle hou nie by die Joodse feesdae en dis meer nie. En hierdie groep Jode sê vir hierdie groep Christene wat geleer het om in geloof en navolging van Jesus Christus te staan, sê hulle, nee, julle kan nie die ware uitverkorenes van God se volk wees nie, want julle moet eers al hierdie ander wette gehoorsaam, om julle self te laat besny, die regte kos te eet, en dis meer. En dan kom Paulus by hierdie mense aan, en hy skryf vir hulle die volgende, in Romeine 9. Hy probeer vir hulle verduidelik wie die volk van God is. En hy begin dan in vers 1 tot 5 en hy sê vir hulle hoe jammer hy voel vir hierdie mense van Israel wat vir Jesus steeds vervolg en hom nog nie as hulle Messias aanvaar nie. En dan gaan hy self so ver as om te sê dat hy in sy plekkie in die hemel sal opgee vir hulle sodat hulle ook net gered kan word. I mean, imagine dit net, hoeveel jy regtig liefde moet hê vir iemand as jy bereid is om jou plekkie op te gee, sodat hierdie mense van Judea, die Israeliete, die mense wat hulle as die ware volk van God beskou het, om hulle te kan red. Hoeveel van ons sal ons plekkie in die hemel wil opgee om dit reg te kry? En dan spreek hy ook sy verbasing uit dat hulle al die gawes van God gekry het, naamlik die feit dat hulle weet dat God hulle aangeneem het as sy kinders, dat hulle die heerlikheid van God beleef het, dat hulle die verbonde van God het, dat hulle tot tempeldiens geroep was en die tempeldiens gehad het, waar hierdie tempel dan die plek moes wees waarvan af God se genade na die res van die wêreld toe uitgevloei het. Dat hulle die beloftes gehad het van God, dat hulle die voorvaders Abraham en Isak en Jakob en dies meer gehad het. Dat hulle ook geweet het dat daar 'n Messias vir hulle sou kom, maar dat hulle nogtans nie in Jesus Christus geglo het nie. Hierdie goed is vir Paulus verstommend. Hy kon nie glo dat hulle wat lank reeds in God se belofte en wil geleef het,
vir Jesus nie kon identifiseer het en raak sien nie. Maar dan onthou hy ook daarom, toe hy nog nie vir Jesus Christus geken het nie. Want onthou, Paulus was eers Saulus gewees, en hy het ook vir Jesus Christus vervolg, totdat hy vir Jesus Christus ontmoet het. En ons gaan nou sien, hoe dit dan die verskil maak vir hom. Die volgende gedeelte van vers 6 tot 13 verduidelik Paulus dan dat God nog altyd vir hom mense uit Israel gekies het, deur wie sy ware volk sou voortgaan en funksioneer. En dan begin hy met hierdie verhaal van Abraham as die voorvader, wat net een seun Isak gehad het, wat toe uit wie God se volk dan sou voortkom, en dan deur Rebekka is die geslag van Isak voortgesit, waar sy dan vir Jakob en Esau gehad het, en deur Isak is Jakob gebore, en dan uiteindelik Josef. God het nie vir Esau of die broers van Josef gekies nie, maar juis vir Isak en vir Josef, deur wie hy hierdie nageslag van Israel sou voortsit, en deur wie hy sy planne sou voortsit. So God het hierdie Israel gekies, en nou moet ons onthou, dat Abraham die voorvader was van alle mense, volgens die vertelling van Genesis, né? En dat hy uiteindelik sy nageslag van reg oor die wêreld sou geleef en bestaan het. Met ander woorde, hy is die vader van volke. En tog het God nog altyd deur 'n spesifieke groepie gewerk. Maar waarom? Waarom het dit gebeur? En dit is wat ons volgende gaan lees nou in Romeine 9 van vers 14 tot 33. Hou so maklik kon dink, maar God is onregverdig. Maar kom ons hoor wat verduidelik Paulus hierso. Wat sal ons dan sê? Is daar dan enige onreg by God? Geensins. Vir Moses sê hy tog, ek sal my ontferm oor wie ook al ek my wil ontferm, en sal barmhartig wees teenoor wie ook al ek barmhartig wil wees. Dit berus nie by die mens wat wil en hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. Die skrif sê immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou verhef, sodat ek deur jou my krag kan toon, en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Hy ontferm hom dus oor wie hy wil, en hy maak hardkoppig wie hy wil. En jy sal nou vir my sê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teengaan? Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? As God dan die voorwerpe van sy toorn, wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend wil maak, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. So sê hy ook in Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem, en haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. En op daardie plek waar vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, juis daar sal hulle kinders van die lewende God genoem word. Maar Jesaja roep aangaande Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word, want die Here gaan 'n volledige en spoedige afrekening op die aarde hou. En soos Jesaja reeds gesê het, as die Here, heerser oor alle magte, nie vir ons nageslag laat oorbly het nie, sou ons soos Sodom geword het, en sou dit met ons soos met Gomorra gegaan het. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene en die geregtigheid wat hulle nie nagejaag het nie, verkry het, naamlik die regverdiging deur die geloof, terwyl Israel wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie. Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou verkry nie, maar op grond van hulle dade.
Hulle het oor die struikelblok gestruikel, soos daar geskryf staan, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val, maar wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God duur tot in ewigheid. Amen. Kan julle sien waar Paulus gaan met sy argument, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk? Hy begin met hierdie volk Israel, en hy sê vir hulle, onthou net, God het nog altyd vir hom 'n oorblyfsel gekies. Met ander woorde, 'n Isak, of 'n Jakob, of 'n Josef, deur wie hy sy wil laat geskied het in hierdie volk van hom, nê, uit sy geslag. En ons gaan deur tot by Dawid en die konings daar, en Jesus wat uit die geslag van Dawid gebore is, nê. En Paulus gebruik dit nogal as argument om te sê dat Jesus met ander woorde die ware voortsetting is van hierdie lyn van koning Dawid, né? Maar nou kom die vraag onmiddellik op, hoe het 'n mens dan deel aan die koninkryk van God? As God dan uit Israel self ook 'n oorblyfsel gekies het deur wie hy gehandel het en deur wie hy sy wil laat geskied het in hierdie wêreld en aan wie hy sy beloftes vervul het, wat dan van die res van die mense? Hoe kan hulle dan gered word? En dis waar Israel 'n bietjie te gemaklik geraak het, want hulle het tred verloor daarvan dat God mense kies nie op grond van dit wat hulle doen nie, maar dat hy mense kies op grond van ook hulle aanneming van God. Met ander woorde, waar hulle in geloof na die Here toe gaan. Dink nou mooi aan wat Paulus hier prakties sê. Voordat toe Abraham daar was, was die wet nog nie eens daar nie. Die Torah het nog nie eens bestaan nie. Die 10 gebooie, soos wat God het vir Moses gegee het, wat veel later as Abraham kom, en eers eintlik na 400 jaar wat die mense van Israel in Egipte gebly het, 'n rol begin speel het en toe die mense uit Egipte gelei het, en uiteindelik wat die mense daar ongehoorsaam was aan God en begin het om vir hulle beelde te maak wat hulle aanbid as hulle sogenaamde gode, as 'n uitbeelding van God. Eers dan kom die wet. So Abraham kon onmoontlik gered word deur sy voldoening aan die wet. Net so min Isak, net so min Jakob, net so min Josef. Hierdie 4 geslagte van manne het nie geweet van hierdie wet wat die Jode so op gehamer het, dat dit nodig is dat jy dit moet volbring en volhou en voluit uitvoer voordat jy gered kan word. So hoe is Abraham en Isak en Jakob en Josef en hierdie manne dan gered? Hulle het in geloof hulle self na God toe gewend. Hulle het nie gedink dat hulle deur hulle dade gered gaan word nie. Nee, hulle het eenvoudig 'n verhouding met God aangeknoop en in geloof gehandel wanneer God met hulle gepraat het. Wanneer God met hulle gepraat het, dan het hulle eers self 'n bietjie gestry. Ek meen, ons sien dit in die verhaal van Abraham en Isak en van Jakob en Josef dalk in 'n mindere mate. Ek dink Josef het seker van die grootste vertroue in die Here gewys, nê? Maar elkeen van hierdie manne, Jakob, dink byvoorbeeld, nê, wat met God gestry het, met hom geworstel het, nê? Dis half die beeld wat ons daar kry. Hy word die voorsaat van die volk Israel. Hy het in geloof gehandel. Waar God hom gestuur het, daar het hy gegaan. Elkeen van hierdie manne. En dis wat hulle gered het. Dis nie hulle goeie dade nie. Dis nie die feit dat hulle voorbeeldig was nie. Selfs Dawid, wat eintlik vir ons nogal 'n voorbeeld moes gewees het en juist die wet gehad het en geweet het wat die regte ding was om te doen, hy het wat gaan doen? Hy het een van die gebooie gaan verbreek. En hy het 'n man in die voorste linies gaan sit om te sterf, sodat hy vir Batseba kon gekry het.
Wat is dit nou anderste as egbreek pleeg? Hy was net baie slinks rondom dit. Maar wat doen hy? Hy toon berou teenoor die Here en hy wend hom na die Here toe. Julle sal onthou dat ons verlede week juis gepraat het oor Jeremia, wat hierdie volk Israel later van tyd gewaarsku het en vir hulle gesê het, weet julle wat, Babylon gaan julle inneem, want julle gee nie gehoor om wat God vir julle sê nie. Julle wil oorlog gaan voer met hulle en julle wil doen wat julle wil, maar julle luister nie wat die Here vir julle sê nie. En omdat julle nie vir hom wil luister nie, daarom sal julle verower word. Daarom sal julle ingeneem word. Julle gee nie meer om oor geregtigheid nie, julle gee nie meer om daaroor om die regte dinge te doen nie, en daarom sal julle verower word. En dan sê Jeremia ook daarom vir hulle, maar weet julle wat? Julle moet onthou, dat as julle na die Here toe gaan, en julle self bekeer, en julle dade verander, opregte berou toon, dan sal God sy planne verander. Dan sal hy nie toelaat dat julle ingeneem word nie. Maar dan luister hulle, nie hulle doen nie. En ons weet wat gebeur. Jerusalem word verower, word verslaan. Hierdie selfde mense wat so gestaan het op die wet en probeer het om hulle self te red deur hulle dade, deur getrou te wees aan die wet, kon dit nie doen nie. Dis wat Paulus deur hierdie gedeelte sê. Maar hulle wat God nie eers geken het nie, hulle het vir Jesus Christus erken deur hom tot geloof gekom. En omdat hulle in Jesus Christus glo, daarom is hulle gered. So vir hierdie mense, hierdie Joodse groep Christene wat wou gehad het, dat hierdie Christene wat uit 'n nie-Joodse godsdienste, uit Grieks-Romeinse godsdienste en so aan tot bekering gekom het, dat hulle meer soos Jode moet begin word, vir hulle is Jesus Christus eintlik die struikelblok waaroor hulle kan val, as hulle nie mooi waak nie. Want hulle probeer weer op hulle eie om hulle plekkie in die koninkryk van God te kry. En dit sal beteken dat hulle op die ou end vir Jesus Christus verwerp. Maar het gaan meer oor die wet, het gaan nie meer oor die verhouding met God nie. Het gaan nie meer oor die verhouding met Christus, om aan jouself te sterf nie, om jou te laat lei deur die Gees van God en hom toe te laat om jou te vorm soos hierdie pottebakker 'n stuk klei vorm in 'n pot wat uiteindelik nuttig is nie. En dan herinner Paulus ook vir hulle, onthou net, julle kan nou sê, maar dis nie regverdig nie, want hulle was nooit die uitverkore volk van God gewees nie. Hoekom moet hulle nou ook deel wees van God se koninkryk? Sê Paulus vir hulle, onthou net, jy is maar 'n stuk klei in die pottebakker se hande. Julle die volk Israel is ook maar net 'n stuk klei in die hande van die pottebakker, en hy kan met jou maak wat jy wil. Dis nie vir ons om te besluit nie. Dis nie vir julle om te besluit oor wie deel van die koninkryk van God mag wees en wie nie mag wees nie. En hier kom die aanrakingspunt met ons tye vir vandag. Want wat wil hierdie gedeelte nou vir ons sê in ons konteks hier vandag? Wat wil ons sê? Dat ons ook nie die reg het om te besluit wie God mag en nie mag red nie. Ons voel partykeer dat dit baie onregverdig is as iemand wat 'n baie slegte lewe lei, skielik tot bekering kom en hulle word van hulle skuld vergewe en so, en ons dink maar, dit is darm nie regverdig nie, want ek het hierdie goeie lewe gelei en God het nog nooit vir my iets nice gedoen nie, en hierdie ou wat uit sy sonde uit hierdie lelike lewe na hom toe kom, hy kry skielik alles. Hoe is dit regverdig? Hy moet ons ook onthou, dis nie vir ons om te kies nie. Hoor waarmee Paulus begin. Hy weet hoe verlore hierdie mense van Israel is, maar hy is so lief nog steeds vir hulle, soos wat Christus lief is vir hulle,
dat hy sê, as ek maar net my plek in die koninkryk van God vir hulle kon gee, sou ek dit met graagte doen. Omdat hy geleer het om aan homself te sterf en in die teenwoordigheid van Christus te leef en op te staan tot 'n nuwe lewe in Jesus Christus, sê hy dit ook. Ek sal my eie lewe selfs gee, sodat hierdie ouens gered kan word. In ons konteks hier vandag, is dit wat ons sê? Of probeer ons elkeen ook maar op ons eie troon te gaan sit en te sê, ek is uitverkies deur die Here, ek is onaantastbaar. En intussen tyd doen ons al die regte dinge, maar ons hart is nie 'n hart wat aan die Here behoort nie. Ons kyk verby die seer kry, verby die swaar kry rondom ons. Ons gee nie om vir mense nie. Ons tree op in liefdeloosheid. Ons trap op mense, ons maak seer, ons sê wat ons wil, doen wat ons wil, wanneer ons wil, vir wie ons wil. Hoe kan Jesus Christus dan in ons leef? As ons in geloof na die Here gaan, dan kan ons nie anderste as ons, soos wat Paulus sê, aan onsself te sterf en dan op te staan tot 'n nuwe lewe in Christus nie. En dan is die goeie goed wat ons doen nie meer omdat ons dink ons daardeur ons verlossing gaan verdien, soos wat die mense in Israel gedink het in hierdie tyd nie. Nee, ons besef, ons kan net gered word deur ons geloof. En as ons glo, dan vertrou ons die Here. En ons gaan telkens weer na hom toe en sê vir hom, hier is ek, Here, ek het weer gefouteer. Hier is ek, Here, ek weet nie meer wat om vorentoe te doen nie. Wys U vir my die regte pad. Here, ek wil stap en ek wil gaan waar U my heen stuur. Here, vorm my soos wat U my wil hê. Dit is wat dit beteken om aan jouself te sterf en Christus toe te laat om in jou te leef en deur jou te leef. Om sy gees toe te laat om deur jou te vloei. En dan het ons 'n verwelkomende gees. Want soos wat God sy genade aan ons betoon het, wil ons dan ook hê dat God sy genade aan ander mense betoon. Dan begin ons hierdie gesigte raak te sien, en ek gaan dit nou weer wys, hierdie gesigte van reg oor die wêreld, en ons probeer nie sê, hoorie, ons is die enigste ware volk van God, ons is die enigste ware kerk nie, en almal anders is verkeerd nie, maar ons gaan soek oral mense wat Jesus as hulle Christus bely, en ons neem hulle ook aan, en ons bou met hulle 'n vriendskap en gemeenskap wat onbreekbaar is. God se wil is om almal in te sluit. En of ons nou voel dit is regverdig of nie, is nie ter sake nie. Dit is God se wil. Dis hy wat regeer. Dis hy wat alles beplan het. En dis hy wat almal by hom wil uitkry. En ons is gestuur om ook so te gaan leef in die wêreld daar buite. Ons is ook so gestuur om deel van die koninkryk van God te wees. Ons is ook so gestuur om ander mense uit te nooi om deel te word van hierdie koninkryk van God. Nie omdat enige iemand dit verdien nie, maar omdat hulle antwoord in die geloof in Jesus Christus. Ons word deel van God se bloedlyn, God se nuwe volk, sy nuwe Israel. Nie oor ons die regte bloedlyn het nie, nie oor ons gebore, egte, ras-egte selfs Israeliete is nie, maar omdat ons gered is op grond van ons geloof in Jesus Christus. Daarom kies God ons om deel te wees van sy een
ware volk. Almal wat glo in Jesus Christus word gered. As julle my nie wil glo nie, kom ons lees wat Paulus weer hier sê in vers 33. Soos daar geskryf staan. Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens kan struikel. Dis Jesus Christus. As mense met ander woorde nie vir Jesus Christus aanneem nie, is dit die rots wat ons kan laat val. Maar wie in Jesus Christus glo, in hom wat Jesus Christus is glo, sal nie beskaamd word nie. Die Here sal nie vergeet van hulle wat vir Jesus as hulle Christus aanneem en in hom glo en saam met die Here 'n pad stap nie. Kom ons gaan vertel vir die wêreld dit. Kom ons gaan vertel vir hulle, weet jy wat? So onuniek soos wat jy dink jy is, so verlore soos wat jy dink jy is, soveel soos wat jy nie by een van die wette kan hou nie, het die Here vir jou 'n plan. Hy het 'n plan dat jy deel is van sy koninkryk. En dit gaan nie daaroor dat jy die regte dinge moet doen om deel te word van sy koninkryk nie. Al wat jy hoef te doen is om net te glo. Daardie saadjie wat in jou hart geplant is, in jou gedagtes geplant is van geloof, ten volle aan te neem. Die geskenk wat God vir jou gegee het, oop te maak en dit te geniet. Ons is deel van die koninkryk van God. En kom ons gaan nooi nog mense om deel te word van hierdie koninkryk. En kom ons verbly onsself wanneer mense sê, ek glo in Jesus Christus. Al doen hulle nie dinge soos wat ons te doen nie. Al dink ons dat hulle bietjie meer wetsgetrou moes gewees het of wat ook al. Kom ons verbly onsself daarin dat mense hulle wend na Christus. En ons sal sien hoe Christus mense se lewens verander. Ons sal sien hoe die Gees van God in mense se harte werk en hierdie wêreld verander in sy koninkryk. Hoe God onder ons kom woon en saam met ons kom leef en vir ons 'n ewigheid bestem. Amen. Kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons onsself deel van U volk kan noem, nie omdat ons eintlik eers in daardie bloedlyn gebore is nie, maar omdat ons in Jesus Christus glo. Ons wil vandag weer van vooraf ons geloof in U bely. Ons wil vandag weer van vooraf ons liefde vir U bely, Heer. En ons bid, Heer, dat U ons harte weer opnuut sal aanraak, dat ons harte ook sag sal wees vir alle mense, sodat ons nie sal kan toekyk hoe een mens verlore gaan nie. Lê U in ons dieselfde tipe van gees wat Paulus gehad het, om te kan sê, ek sal my plek prys gee, sodat die mense rondom my ook gered kan word. Ek wil nie alleen in die hemel ingaan nie, ek wil hê almal moet saam met my in die hemel ingaan, Heer. Wil U gee dat ons op daardie wyse ons werk met dringendheid en met ywer in hierdie wêreld sal verrig, om U evangelie aan alle mense uit te dra. Ons bid vandag vir elkeen wat seer het, elkeen wat swaar kry, elkeen vir wie die lewe moeilik is om op hierdie stadium te hanteer, Heer. Maar ons weet ons kan dit net doen wanneer ons saam met U die pad stap. En ons wil weer van vooraf vandag ons lewe vir U gee, Heer. Weer van vooraf vir U innooi en sê, Heer, kom maak U tuiste in ons harte, in ons gedagtes, in ons lewens. En Heer, wanneer ons goed doen, behoed ons daarvan om te dink dat dit is dat ons hierdie goed doen net om 'n plek in die hemel te kry. Nee, Here, ons wil dit doen omdat ons vir U lief is en omdat ons ook vir ander mense lief is. Dit is die volkomme uitvoering van die wet. Ons bid hierdie dinge in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag so saam met julle rondom die woord te kon kuier
En dat ons ook vandag kon hoor hoe God ons deel maak van sy koninkryk deur geloof alleen. Ekskuus. En deur sy genade. Omdat hy deur Jesus Christus vir ons beplan het om deel te hê aan sy ewigheid. En kom, ons gaan dan nou ook ons geloof saam bely. En kom ons doen dit ook saam met hierdie finale aljaars. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ons ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. die ewige lewe. ewige lewe. en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om so saam met jong mense ook ons geloof te kan bely. En ek wil graag nou ook die seën oor elkeen van julle uitspreek, soos wat ons elkeen op ons pad gaan. Mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met jou wees. Amen. Broers en susters, ek wil julle net graag daaraan herinner dat jy ook 'n bydrae kan lewer tot ons bediening deur een van hierdie rekeninge betaling te maak. Dit is die AKA gemeente Oos-London en dan die NG gemeente Noon, 2 gemeentes wat by ons saamwerk in die bediening. Of jy kan ook 'n bydrae maak deur een van die skakels onderaan hierdie video te volg. So help jy ons om ook ons roeping om die evangelie aan alle mense uit te dra, te kan uitleef. Broers en susters, ek is so dankbaar vir elkeen van julle en ek wens vir julle 'n baie mooi en 'n voorspoedige week toe. Elke kind wat terug gaan skool toe, hou moed. Dis 'n nuwe kwartaal, nuwe geleenthede en ek hoop dat die Here jou ook sal help in hierdie kwartaal wat voorlê. Ek wil ook net dan graag vir Gideon Fourie baie sterkte toebid. Hy gaan Dinsdag vir 'n operasie en ons hoop dat hierdie operasie sommer baie goed sal gaan en mag die Here gee dat hy ook vinnig sal genees. Broers en susters, ek sien julle dan weer volgende keer. Bly vir 'n paar afkondigings ook.
slain before his throne. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.